ons oë vir 'n oomblik en altyd as ons hierdie liedjie sing, dan kom hierdie woorde by my op, dat net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Dat ons vanoggend na die woord toe draai, dat ons na die Bybel toe draai, na u stem toe draai. En dat ons daarmee vereenselwig en sê, Here, ons hak by u in. Ons hak by u in, ons sit ons hande in u hande, Here. Ons sit ons fokus daar waar u fokus is. Here, ons wil loop op die paaie waar u ons stuur, Here. Ons wil u gedagtes, u woorde, u hartklop vir hierdie gemeente, maar ook, Here, vir ons persoonlike lewens wil ek hoor. Here, en ek weet dat, Here, u ook oor ons uitspreek, dat goedheid en guns sal jou volg. Maar dat my guns en my goedheid nie altyd lyk soos wat jy dink dit lyk nie. Maar dat jy sal vashou in hierdie waarheid, dat alles werk in goeie mee, omdat ek jou plan en jou pad vir jou uitgekerf het. En dat ek wil hê, jy moet op daardie pad stap. En op daardie pad, party daag grondpaaie, party daag teerpaaie. Maar dit maak nie saak op watter pad jy stap nie. Dat jy altyd sal weet, dat ek is by jou. Dat ek hou jou hand vas. Ek is so naby aan jou, soos jou skaduwee aan jou. Inteendeel, by jou, in jou. En soos die skrif sê, Here, ek roep na u, en dan sê u, hier is ek. En Here, na die oomblik, in hierdie oomblik, weet ek, daar is mense wat na u uitroep, dalk skree, van benoudheid en pyn, of leemtes, Here, bid ek nou, dat ek weet, u is hier, u is nou hier, en u raak elkeen aan met wysheid en insig. Here, u sit die hande nou op elkeen, en daar kom openbaring, en daar kom rustigheid en vrede. Want in u teenwoordigheid, daar is vryheid, sê die skrif. In die teenwoordigheid, daar is genesing, sê die skrif. Dat ons vanoggend sit om die tafel, en selfs die vyande is genooi, sê die skrif. Dat terwyl jy staan, klaar die vyand jou aan, en hy praat ook met jou, maar dat jy vanoggend sal staat maak op sy woord, wat waar en eg is. Dat die wapens van jou stryd is nie vleeslik nie, maar dis kragtig in die Here om vestings neer te werp, sê die skrif. Dat terwyl jy hier staan, kan jy veg vir môre, kan jy veg vir oormôre, kan jy die pad vir jou oopmaak. Dat Sondag is nie, dat jy net met goed voel nie. Dat Sondag is in 'n tyd wat die Here jou reg kry, jou voorberei, jou vol maak vir dit wat kom. Dat jy vanoggend hier sal weet, dat die Gees jou nou vul, dat hy jou versterk, en dat jy oorlopends toe vol sal wees, miskien met teregwysing, miskien met bemoediging, miskien met volmaak, miskien net in rigting instuur, miskien net jou weer optel en op die pad sit, dat jou oë kan oopgaan, dat jy hom volg, en sal sien vir wie hy is. Ek bid dit jou toe vanoggend, dat jou hart nou sal oop wees. Dat ons kan die bose nou aanspreek en sê dat hulle het geen plek in hierdie plek nou nie. Dat dit 'n heilige plek is en dat ons op heilige grond staan. En dat ons u verklaar as koning, redder en God van hierdie kerk en van ons dorp en van ons land en van ons lewens. En daarom, Here, kom spreek vrylik met ons. Here, kom spreek vrylik deur ons, Here. Dat ons 'n instrument sal wees wat die regte klanke gee. Dat ek volgens net fasiliteer dit wat u, Here, wil sê vir mense. Maar dat ons daarop sal rig, dat ons daarop sal staat maak, dat ons daarop sal aandag gee, dat ons nie net sal hoor nie, maar sal luister. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen. So baie dankie vir 'n geseënde tyd van aanbidding. Is so lekker om
te sing en te weet dat die Here is hier teenwoordig. So baie dankie aan ons aanbiddingsspan. Ons young adults is die naweek op 'n kamp en hulle is daar by Harold's Bay besig en ons is so dankbaar vir wat die Here ook hier in ons midde doen. Vanoggend mense, ek weet, ek kan nou nie vir julle almal terugwaai nie, maar ek sien nie so 'n paar mense wat vir my waai, jy weet, want dit is so warm. Maar mense, ons het baie dinge wat gebeur in die kerk en ons is so ons sien so uit met verwagting wat die Here mee besig is. Ons wil hê julle moet aanhou bid vir ons. In ons gemeente is ons nie heeltemal seker waartoe ons nou beweeg nie. Dit voel asof die Here vir ons weer terugdraai en sê, ons moet gebruik wat ons het hier in ons midde. Ek het vir julle genoem dat die huisie langsaan is oor die volgens die persoon wat hom wil koop en gaan koop en sal koop. Bid vir ons daar, want op die oomblik wil hulle nie verkoop nie, maar dat die Here regtig in die harte sal werk vir wat die Here mee besig is hier. Jy kan hoor die tieners sit daar in 'n sonna. Julle dink julle sit in 'n sonna, jy moet daai tent voel. En hulle neem bietjie in, samel geld in, hulle gaan amper sê ek voorsien, maar ek ondersteun hulle gerus. Ek wil vanoggend vinnig, en ons gaan die laaste 3 poorte, ons is besig met 'n reeks, dit is ons, dis wie ons is, dis wie hierdie gemeente is, dis waarna ons glo. Dis hoekom jy hier sit, is iets wat jou trek, wat hierdie gemeente is, wat die Here verseker gemeente sê, kom ons gaan vang vis, en hy gee vir ons 'n soort aas, en sê, dit is wat ek wil hê, hierdie gemeente is. En as jy hierby betrokke gaan raak, en jy is reeds, dan wil ek hê, jy moet hierby inval, en die Here toelaat dat hy oor jou sal spoel, en dat hy jou sal gebruik, in hierdie maniere. Ons is besig om te kyk na Nehemia, en ek dink ons gaan nog lank daarna kyk vir die jaar, maar ons het gekyk na Nehemia, waar die hele mure van Jerusalem geval het, en Nehemia is op 'n plek wat hy vir 'n koning werk, en hy's so depressief, hy's so heilig ontevrede oor wat hy in sy gees ervaar, dat hy vir dae lank huil, amper vir 4 maande lank huil hy, en hy huil by God, en hy kry 'n plan by God, en hy kry 'n strategie by God, en God praat met hom, en God stuur hom met guns, en hy gaan praat met al die omliggende konings, en uiteindelik, soos ek laas keer en elke keer nog vir julle sê, dat daai mure is in 'n omtrek van 5 kilometer, van 3 meter hoog en 2 meter breed, en dat daardie mure alles geval het en verbrand was, en dat dit 'n boukontrakteur tot 20 jaar, tussen 18 en 20 jaar sou vat om daai mure te herstel. Maar omdat God in hierdie saak was, en omdat God gesê het, ons sal herbou, en omdat God in die mense begin werk het, het hierdie mense soos een man gegroep en gesê, kom ons herbou hierdie mure. En dan die geheim van hierdie storie is dat elke persoon, elke familie, elkeen het verantwoordelikheid gevat vir wat reg voor sy huis is. En mense, daar is soos iets baie te sê, dat jy net verantwoordelikheid kan vat vir wat jy kan doen. Jy hoef nie alles te doen nie, maar jy kan iets doen. In dieselfde asem het ons in die gemeente begin praat oor 'n vrywilligers betrokkenheid, en raak betrokke. Ons het vir jou lyste, daar agter is nog lyste waar jy betrokke kan raak. Maar dat jy nooit in die einde van hierdie jaar kan sê, ek het nie die geleentheid gehad om voor my eie huis te bou nie. Dat die Here jou die krag gee en die vermoë gee, dat die Here jou hande sal versterk, en hy sal jou die vingers gee, dat hy jou geoefende vingers sal gee, hoe om te bou, waaraan jy moet bou vir hierdie jaar. As ons terugkyk, en die Here fast forward ons, en ons kyk terug, en ons sê, dit is so wonderlik gewees om deel te wees van dit wat die Here in ons midde gedoen het, dat die skrif sê, selfs die vyande het gekyk na wat Jesus, gekyk na wat God doen, en hulle was jaloers, en hulle het uitgespreek, dit is 'n groot en 'n gedigte God, en hy's lief vir sy volk, en hy lei hulle by die hand, en hy's by hulle erken dit. Mense, julle sal sien, dit sal amper ons volgende reeks wees, maar julle sal sien daar buite, dat ons dien 'n groot en 'n gedigte en 'n almagtige God, wat ons sal lei in hierdie gemeente, na waartoe ons moet wees. Maar vanoggend wil ek met jou praat oor die laaste paar poorte. In hierdie muur van 5 kilometer radius, was daar 10 poorte gewees.
10 poorte. Mure het beveilig. Mure het jou ingehou. Mure beskerm jou. Mure is belangrik en God het dit herstel. Maar dan is daar poorte wat so simbolies was vir ons eie lewens. 10 poorte. En ons het daaroor begin praat en gesê dit begin by skaappoort, waar hulle diere geslag het en dit begin by bekering en dan het ons daaroor gepraat en miskien kan ek jou so 'n bietjie jou gedagtes hernie. Ons het begin by dalpoort en gesê ons moet nederig wees. Ons het gepraat van mispoort. Poorte is dit wat jy toelaat in jou lewe. Poorte wanneer jy toelaat goeders in jou lewe. Oopmaak, toemaak. Mispoort, dangpoort, danggate. Daar's sekere goeders in jou lewe wat jy van ontslaa moet raak. Dit kan nie in die stad bly nie. Daar's sekere goed wat jou gaan vergiftig. Mispoort, laat dit ontslaa. Fonteinpoort, wat letterlik sê ek word verfris. Skaappoort, ek kom tot redding. Ou poort, ek staan op die waarheid. Ek het laasweek daar, ek staan op die waarheid. Daar's 'n fondament. Waterpoort, ek word gevorm. Vandag gaan ons daaroor praat. Waterpoort en dan Perdepoort en dan Oospoort. Ons praat oor hierdie 3 poorte vanoggend en as jy iets gemis het, kry die opnames en ons sluit vanoggend hierdie reeks af, maar eerens het dit met jou te doen vanoggend. Ons praat oor Waterpoort vandag. En ek wil vir jou sê, Waterpoort is so 'n amazing gedagte en ek gaan my haas weer bring die boek. Dis waar dit gaan wat sê dat die mense word nou herbou. Nehemia 6 vers 15 sê, die muur is letterlik voltooi op die 52ste dag. 52 dae, toe die Here en walvraag, toe die Here mense inspireer, vat dit hulle 52 dae in plaas van 18 tot 20 jaar wat dit hulle sou vat om 'n muur te herbou. En toe hulle by Waterpoort kom, ek wil miskien net vir jou 'n bietjie agtergrond gee. Die projek was suksesvol, die muur het opgekom, die stad is veilig nou, die mense voel veilig, die vyande stil, hulle kan niks meer sê nie, die vyande staan verbaas, hulle is in erkenning dat God bestaan en dat julle God is die God en die ware God. Maar dan stop God nie. Hy stop nie daar by strukture nie. Hy wil mense se harte bou, mure beskerm die stad, maar die woord van God sal jou altyd begin vorm. Jy sien, jy kan 'n huis bou, maar as die mense binne in daai huis gebreek is, dan is die huis leeg. En net so probeer God, en hy doen dit ook, dat te sê, wat merkwaardig is oor hierdie storie is, dat hulle gesê het, bring die woord van God. Ek wil vir jou lees daarso, hulle die muur klaar gebou, en as jy niks gehoor het vandag nie, en ek weet dis warm, waai jong, maar laat die gees van die Here ook sommer oor jou waai, laat jou oopgaan, dat jy nie jou ore gesluit is van al die sweet wat in jou ore inloop nie, maar dat jy nou hierdie skrifte sal verstaan, en toe die 7de maand, het die hele volk soos een man op die plein voor die Waterpoort by mekaar gekom, en dan Esra, die skrifgeleerde gesê, om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, om die boek te gaan haal die boek, gaan kry die Bybel, gaan kry die skrifte. Mense, ergens kom mense op 'n plek wat die leiers dit nie meer forceer op 'n gemeente af nie. Ergens kom mense se harte so naby aan God en dit wie hy is, dat die mense uitroep en sê, bring die boek, bring weer die Bybel. En ek wil vir jou sê mense, almal praat van herlewing, almal praat van dat George gered moet wees. Dit is nie herlewing nie. Herlewing is wanneer jy voor jou eie huis bou, wanneer jy doen wat jy moet doen, wanneer mense in jou naby omstandighede, jou naaste, nie net meer veilig voel nie, maar die waarheid begin hoor. Wanneer jou mense binne in jou huis nie net veilig voel nie, maar die waarheid hoor. Wanneer laas het jy as pa, wanneer laas het jy as ouers, het jy gesê, bring bietjie weer die boek, bring die Bybel, laat ons bietjie weer Bybel lees. Jy sien, alles gebeur by Waterpoort. Dit was die hoofwaterbron gewees van die stad. As jy gaan die geskiedenis lees, dan sê jy sien, Hiskia het watertonnels gegrawe daai tyd.
Die watertonnels het in die hele stad inbeweeg. En as jy die watertonnels kon toemaak, dan het jy die stad afgesny van lewe af. Water was die teken van lewe gewees. Water is lewe, waterpoort. Dis 'n fisiese plek waar hulle kom water drink het, maar dit was ook 'n plek nou waar jy geestelike water moet ontvang. Watermense in die Bybel het nog altyd gesimboliseer reiniging. Dan kom Dawid en sê, Here, verlos my, of hy sê eerder hierdie woorde, was my van my sonde en was my van my oortredinge. Dan sê hy ook op 'n ander plek, die water is soos vernuwing, my woord sal nooit na my toe leeg terugkeer nie. As dit uit my mond uitgaan, dan sal dit altyd nou en dit sal doen wat my behaag. Water is vernuwing, water is lewe. As jy van my drink, sal jy nooit in jou lewe weer sal jy weer dors kry nie. Water. Hulle vergader nie by 'n altaar nie, nie by 'n tempel nie, hulle vergader by die waterpoort. En ek weet dis maklik dat jy so bietjie sonder gemak kan lewe. Ons het dit gesien met COVID daai tyd. Jy kan sonder erkenning lewe. Jy kan self sonder luksheid lewe in jou lewe. Jy kan self sonder geld lewe as jy wil. Jy kan nie sonder water lewe nie. En hierdie is 'n geestelike woord vir elkeen van ons vanoggend hierso en sê dat die woord moet jou voed. Ons kom by waterpoort. Bring weer die Bybel. Bring weer die woord. Hulle laat Esra op 'n houtverhoog staan. Dan sê hulle bring die woord, 'n spesiale verhoog wat gebou is. Let wel nie vir die persoon nie, maar vir die boek. Die mense kom by mekaar om nie te luister na 'n mens nie, maar om te luister na die woord van God. Jy sien, dit kry weer die gesag. Hy neem weer die plek in. Hy neem die plek in van die woord word die verhoog. Hy word die autoriteit weer. Hy word weer die waardigheid. Hy word weer heiligheid. Wanneer laas mense? Ek bedoel, as 'n bruid instap by 'n kerk, dan staan al die mense op. As 'n regter in 'n hof instap, dan moet al die mense opstaan. As die volkslied begin, gister is ons by 'n swem, almal staan op, vrywilliglik, instinctiefelik. Jy weet in die antieke tye, as hulle die Bybel oopmaak, dan staan al die mense. En dis presies wat gebeur in hierdie konteks. En toe hulle die boek oopmaak, toe staan die hele volk op. Hier kom iets heiligs, hier kom iets groots. En dan, ek wil vir julle wys net gou daar, hulle lees toe die Bybel, van die oggend tot die middag, onophoudelik lees hulle net die Bybel. In die teenwoordigheid van manne en vroue en die wat kon verstaan, in die ore van die hele volk, en hulle ore was gerig op die wetboek. Mense, van die môre tot die middag, kom ons lees bietjie Bybel vir 6 ure lank, kom ons lees net. Daar's nie musiek in die agtergrond nie, daar's nie vermaak nie, daar's nie afleiding, daar's nie dramatiese effek. Hulle lees net die Bybel, hulle lees net die woord. Navorsing het nou gewys dat kinders 'n breinspan het. Wat is dit in Afrikaans? 10 sekonde aandagspan het. Van 10 tot 15 sekondes. Is dit nie tragies nie? Ons kyk na al hoe korter video's. Ons is oorgestimuleer. Ons soek na onmiddellike bevrediging. Hier sit hierdie mense vir 6 ure lank. Luister. Ergens mis ons dit, mense. Ergens mis ons dit. En as jy by waterpoort wil uitkom en jy wil lewe, dan sê hy, bring die Bybel weer terug in jou midde in. Ons wêreld sê, hou dit kort. Ek kan hierdie ou nou net korter preek. Ons kry warm. Dis wat die wêreld vir jou sê, hou dit kort. Waterpoort sê vir jou, word stil. Bly
Luister. Oral in die Bybel, as jy Psalms lees, dan sê Sela. Weet jy wat beteken Sela? Stop 'n bietjie. Moenie net nou aanlees nie. Dink. Luister. Jy weet, daar's 'n verskil tussen luister en hoor. Hoor is om, ek hoor nou die gegrappie, weet jy, hy sê sy vrou het die vermoë om net te skree die hele tyd op hom en sy begin met hom te praat en hy sê, wat 'n weird manier om te begin met 'n gesprek, weet. Ek voeter nou daai hele grappie op, maar in elk geval. Ons het nie 'n gebrek, hoor net gou hierso. Hierdie week dink ek aan mense, is 'n ou preek hierdie. Is so ou preek, maar al jou probleme, al jou laste, al jou bekommerhede, al jou pyn, al jou uitdagings, kom van daar dat jy nie die skrifte ken nie. Ons het nie 'n gebrek aan toegang tot die waarheid nie. Ons het 'n probleem met die gebrek aan aandag aan die waarheid. Ons het soveel op ons vingerpunte, het ons dit. Jy sit hier op die oomblik en jy hoor, maar jy luister nie. Weet jy wat dit is om te luister? Beteken, dit kom van die Hebreëse woord af letterlik, dan sê hy, om te luister is om letterlik aandag te gee, fokus te gee, ontvanklik te wees, om in oorgawe te wees, met die doel om te verander. Dis om te luister. Om te hoor is net soos wat tieners luister, nê? Ek doen enige valskerm spring en dan, hoor jy moet mooi luister. Want as jy nie luister nie, jy moet leer. Jy moet verstaan wat hulle sê. As jy daai die aeroplane uitspring, dan trek jy eers links en dan regs. Dit is om die parachute uit te kry, en as daar 'n malfunction is, dan moet jy regs trek, dan maak hy los. Jy moet luister. Ag, hy praat 'n klomp nonsens, man, hoor, ek weet hoe hierdie toukie ding werk. Famous last words, nee. Luister, jou lewe hang hiervan af. Toe ek hierdie lees, mense, jy kan gaan lees Nehemia 8, dan sê dit die Lewiete het letterlik, het die Lewiete onder die volk beweeg, terwyl hulle gaan verduidelik. Hulle het gaan kyk, kan jy luister, verstaan jy die openbaring, is jy oortuig van hierdie waarheid? En dan het die mense onderlings begin verander. Mense, dis wat leierskap is in 'n kerk. Dis wat selgroepleiers doen. Dis wat gawes in die kerk met mekaar doen. Jy kan gaan lees daarso. Ek het dit nou al vir jou net plek uitgehaal, onderwyl die volk op die plek bly staan. Volwassenes, kinders, almal wat die woord kon hoor. Dis nie uitgesluit nie. Dis vir almal wat wil groei, is dit beskikbaar. En dan, mense, hier kom hierdie mooiste gedeelte, Nehemia 8 vers 10, dan sê hy, en toe die volk hierdie goed hoor, toe begin die volk te huil. Dieselfde huil wat Nehemia gehuil het, toe hy gesien het, die mure is gebreek. Dieselfde, Here, ons is so ver van U af. Ons het U so ongehoorsaam. En die genade is so groot, ek kan net uitbars in trane. Maar hierdie goed kom, dit kom, as jy luister na my woord. Ek dink van ons raak geestelik gedehidreer. Weet jy wat is dehydrasie? As jy te min, jy gee te veel en kry te min water in. Dis wat, jy's op die oomblik besig om te dehydreer eintlik, né? Party mense sê, ek is moeg nie, jy's nie moeg nie, jy's eintlik net droog. Weet jy wat doen dehydrasie aan jou? Lae energievlakke. Jou fokus verminder. Jou uithou vermoë verswak. En dit gebeur nie so nie, dit gebeur stelselmatig. Dis wat ek dink van ons kerkmense raak geestelik gedehidreer. Jy's innerlik raak jy droog. Simptome daarvan is
kort nie meer. Suzelle sê baie keer vir my, gaan drink 'n bietjie water. Waar kom daai nou vandaan? Gaan drink 'n bietjie water. Kort nie meer. Twyfel. Ongevoeligheid. 'n gebedsloosheid. Jy raak gedehidreer. Jy's nie moeg nie, jy's droog. 'n Onverskilligheid teenoor son. Ag, dis nie meer so bad nie. Ek maak kompromie. Wat sê Dawid as hy hierdie goeders uitroep en sê, ek smag na water soos 'n wildspog smak na, hoe gaan hy? Ek smag na water, soos 'n wildspog smak na klappe water. Ja. My siel dors na U. Maar ek ignoreer dit. Ignoreer dit. Hy roep uit in jou binneste, maar dehydrasie. Geestelike dehydrasie is verwaarlosing. Jesus is die lewende water. Hy word die waterpoort. Hy word die woord wat vlees word. Hy word die lewende water. Hy is die bron wat lewe gee. En dan verwaarloos ons daardie realiteit. Mense, jy moet jou mind opmaak vandag. En dan kom hierdie laaste, mooiste versie. Dan sê hy, hoor wat doen die woord? Hy sê, want hierdie dag is heilig aan ons Heer. Wees dan nie bedroef nie. Ken julle hierdie versie? Hy quote ons so baie, van die blydskap in die Here. Dit is julle beskutting. Wat is dit? Die blydskap in die Here. Jy moet eers die waarheid hoor, dan sal die waarheid jou oortuig. Die leviete onder jou, die mense, die leierskap, die mentors, die gelowiges, die ouer tannies, sê die skrif, wat die jonger tannies moet help, die ouer mans wat die jonger mans moet help, die ouer mans wat die jonger seuns moet help. Dis alles deel van die gemeente. Dan sê hy, ek wil hê jy moet die waarheid hoor. Want dit help nie net jy's veilig nie, jy moet die waarheid hoor. En as die waarheid jou begin oortuig, dan gaan jy tot bekering kom, skaappoort. En dan gaan jy vreugde ervaar. En daardie vreugde, dit sal jou beskutting wees. Ja, mense, ons verstaan nie hierdie goeders nie. Daai vreugde gaan vir jou krag bring. Dis my krag. Ek ken 'n vrou, Suzelle weet na wie ek sal verwys. Sy lag oor alles. My wiel het pap gehaal in die middel van, dit is dit toch niet sê. En dink ek daaraan, jy kan nie so deur die lewe gaan nie. Jy's mal. Ek het al beter leer, sy lag genuine oor alles. Ek vra eendag, hoor jy, maar wat, hoe kry jy dit reg? Sy het gebid en gesê, Hebreërs staan daar, en Jesus was gesalf met vreugdeolie, en sy het dit gebid, want sy het soveel pyn en seer en depressie gehad in haar lewe, dat sy gebid het, Here, salf my met vreugdeolie, en nou raak dit haar krag. Jessie man, amen. Alright. Wat gaan jy inneem? As jy vrees inneem, gaan jy angstig raak. As jy woede inneem, gaan jy hard raak. As jy die kultuur inneem, gaan jy verward raak. As jy die woord van God inneem, dan gaan jou denke vernuwe. Ons lees dit elke keer, Romeine 12. Jou hart gaan gesuiwer word, jou lewe gaan gerig begin raak. Ons is besig in die selgroepe met 40 dae in sy woord. Kom in by 'n selgroep. Bring weer jou Bybel. Skep 'n vaste tyd vir die woord weer, vir hierdie jaar. Lees stadig. Luister. Lectio Divina, ons het dit al soveel tot vervelings toe gesê. Lectio Divina is 'n Latynse woord vir wat dink jy sê die woord van God nou, terwyl jy so lees. Stop, Sela. Wat dink jy sê die Gees van God nou vir jou oor hierdie skrif? Jy sal verbaas staan hoeveel kantnotas jy kan maak, hoeveel datums jy kan skryf, hoeveel blou kan jy onderstreep in jou Bybel met beloftes. Bring weer die boek.
bring die boek. En raai wat mense, as jy die boek bring en jy begin staan vas op die water en op die vernuwing van jou gedagtes, raai wat? Jy gaan kom by Perdepoort, want jou gedagtes gaan getoets word. Dan kom ons by Perdepoort. Ene mense, en Perdepoort is nie 'n sagte poort nie. Is 'n wille poort. En jy gaan daarby uitkom. Jy gaan op die woord staan. Jy gaan die woord inneem. Maar dan gaan jy getoets word. Perdepoort. Elke poort is nie so sag nie. Hierdie poort was letterlik nie so skaappoort van verlossing en waterpoort van voeding en dan kry jy ou poort van waarheid nie. Maar dan kom jy by Perdepoort, daar's geen offers nie, daar's geen feeste nie, daar's nie gesing nie. Hier is oorlog. By perde. Perde was nie letterlik in daai tyd algemene plaasdiere nie. Perde was letterlik dier gewees. Net die koninklikes het dit eintlik gehad. Dit was dier, dit was ingevoer. As jy gaan lees, Salomo het van Egipte perde ingevoer. Dit was 'n militêre krag gewees. Dis wat Perdepoort voor staan. Was nie vir ontspanning nie, dit was vir oorlog. As jy by Perdepoort instap, mense kry net gou die prentjie, dis jou lewe. By Perdepoort dan sê hy, dis 'n plek van opleiding. Daar hoor jy die soldate. Masseer hulle af van die pad, hulle oefen. Hulle skiet target. Hulle maak hulle pyle skerp. Hulle maak boë. Ruiters word geleer om perde te ry. Die perde word opgelei. Daar word wapens gemaak. Strydwaans word getoets. Dis Perdepoort. Die soldate staan reg. Perdepoort sê vir jou, alles in hierdie lewe gaan nie konflikvry wees nie. Alles in hierdie lewe gaan nie net oor gemaklikheid. Jy gaan probleme kry. Johannes 16 vers 1. En in hierdie dae, wat Jesus self sê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Julle sal verdrukking hê. Dis Perdepoort. Daarom gee ek vir julle Efesiërs 6 wat sê, hoorie, ek wil nie julle moet aanval nie. Ek wil nie julle moet oorweldig nie. Ek wil nie julle moet konker nie. Wat sê Efesiërs? Ek wil net hê julle moet staan. 4 keer in Efesiërs 6, as jy die wapenrus, dan sê hy, trek die volle wapen, sodat jy weerstand kan bied, sodat jy kan staande bly. Nie staan bly en staande bly. Jy staan. Dis om druk te kan oorweldig. Jy staan. Dis anders as hoop en geloof, jy staan nou. Geestelike betekenis van staan is Efesiërs 6. Ek bly getrou aan wat Christus sê. Al gebeur daar ook alles in hierdie lewe, dit verander nie my staan nie. Jy onthou wie jy is, aan wie jy behoort, en wat jy glo, in die ou poort, in die fondamente en in die waarheid. By die fonteinpoort het ek bekragtiging en verfrissing gekry. Ek bly gewapen, ek bly volhard, ek bly staande. Ja mense, Perdepoort is vir die volwassenes. Perdepoort, dan kom jy, ek raak volwasse. Baie soek die troos van verlossing. Baie soek die sekuriteit van waarheid. Hulle soek die vreugde van die woord. Maar min mense wil bly staan as dit moeilik gaan. 2 Timoteus 2 vers 3 sê, ly saam verdrukking soos 'n goeie soldaat van Christus. Bly, staan. Jy is nie net gered nie, jy is gewapen. Jy met hierdie wapens by jou werk. Jy mense het hierdie week toe ook voorberei, jy weet wat reg is. Jy gaan altyd jou lewe lank gaan jy kompromie kry. Die kompromie gaan jou bevordering beloof. Maar is 'n kompromie. Integriteit gaan moontlike verlies maak in jou besigheid. Jy kom dit nou in, Kolossense 3 sê, alles wat jy doen, doen dit ter harte, asof jy dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Bly staan. Jong mense wat te veel op social media is,
Jy's gekonfronteer met emosionele waarhede van vergelyking en selfbeeld en woede en jaloersheid. Wie bly staan? Wie vorm jou gedagtes? Dan kom ons by die kultuur en die politiek uit. Ons leef in verdeeldheid, mense. Die hele wêreld is in verdeeldheid. 2 Timoteus 1:7, God het ons nie 'n gees gegee om te vrees nie, maar 'n gees om te oorwin. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur die Here. As jy nie 'n perdepoort in jou lewe het nie, jy gaan maklik moeg raak. Jy gaan vinnig opgee. Jy gaan compromises maak in jou lewe. Jy gaan geestelik passief raak. Bou weer 'n perdepoort in jou lewe in. Ek bid selfs wanneer ek nie lus is nie. Ek lees wanneer ek nie voel ek wil nou lees nie. Ek vergewe al voel ek nie ek wil jou vergewe nie. Jy sien, dis vir volwassenes, dis nie 'n hype nie, dis die waarheid. Ek doen dit. Perdepoort, mense, en dan kan ek aangaan, Openbaring 19, dan sê, Jesus kom op 'n perd, hy kom gesien, hy kom 'n as perdepoort en hy vervul dit. Jesus kom nie net as 'n lam nie, hy kom as oorwinnaar. Hy het jou nie net gered om gemaklik te wees nie, hy het jou gered om getrou te wees. Jesus, mense, die woorde is so mooi. Het gaan nie net oor gered en gemaklik. Hy het jou gered om getrou te wees. Ek moet aangaan. Perdepoort vra nie, kan jy veg nie. Perdepoort vra nie, kan jy beklei nie. Perdepoort vra nie, is jy goed genoeg opgelei nie. Perdepoort vra jou, op wie vertrou jy wanneer jy staan? Dis perdepoort. En dan mense, om mee af te sluit, ons heel laaste poort. Perdepoort het ons geleer, wanneer die druk kom, moet jy staan. As die versoeking kom, moet jy staan. As kultuur jou begin beïnvloed, dan moet jy staan. Maar hier kom die beautiful deel. Hier kom die amazing deel, dat hierdie is nie die laaste poort nie. Weet jy wat is die laaste poort wat kom? Oospoort. Oospoort. Kom ons by Oospoort uit. En ek gaan vinnig vir jou verduidelik wat Oospoort is. Jerusalem se Oospoort was letterlik, het na die ooste toe gekyk. Hy het na die Olyfberg gekyk. Dit is waar die son opgekom het. Dis waar die eerste nuwe lig gebreek het. Dit is waar die eerste nuwe dag vandaan gekom het. Dit is waar die geestelike heerlikheid vandaan gekom het. Dit is waar God se krag vandaan gekom het. Die son kom op uit die ooste. En wanneer jy deur die nag gewerk het, dan sal al die soldate altyd na die ooste toe kyk, want dit het ook hulle nagwaak, het hulle tot 'n einde geroep. Jesegiel 10 kan jy gaan lees, dan sê die skrif, die heerlikheid het die tempel verlaat. Hoekom? Die heerlikheid het die tempel verlaat as gevolg van sonde, afvalligheid en ongehoorsaamheid. Jy kan dit self gaan lees. Nou kom ons by Jesegiel 43 uit, vers 1 tot 4, dan sê hy, en kyk, die heerlikheid van God wat Israel, en kyk, die heerlikheid van God van Israel het gekom uit die ooste. Kom iets uit die ooste. 'n Simboliek van die ooste. Die heerlikheid kom terug. Die heerlikheid kom terug. As jy jou reg draai. As jy jou reg posisioneer. Wat baie interessant is, jy kan dit self gaan oplees, maar Jesus kom van die Olyfberg, Jerusalem binne geloop toe hy gekruisig moet word. Hy's vanaf die Olyfberg het hy opgevaar. Dan sê die engele, net soos wat hy weggevat van julle is, so sal hy terugkom. Dan sê die engele hierdie woorde in Matteus, soos weerlig uit die ooste sal hy terugkom. Soos weerlig uit die ooste sal hy terugkom. Openbaring 19 praat van Jesus op die wit perd. Hy's nie 'n lam nie. Hy kom as 'n oorwinnaar uit die ooste. Die koning kom weer. Ek wou gehad het, ons moet daai liedjie sing, wat ons nou amper as 'n volkslied in die kerk sing, die koning kom weer van Juanita, wat se naam? Junita.
Die koning kom weer. Maar is waar. Ons leef tussen die kruis en die wederkoms. Ons kyk terug na verlossing, maar ons kyk vorentoe na heerlikheid toe. Die oospoort vra jou vandag, met die oog gefestig op Jesus. Ek kyk oos. As jy net vir vandag leef, het praat van ek het 'n ewigheidsperspektief. As jy net vir vandag leef, breek druk jou. Dit sal jou breek. Mense, asseblief hoor my. As jy nie hierdie oospoort in jou lewe inbou nie, die lewe sal jou breek. Want elke probleem voel permanent. Elke teleurstelling en elke verlies voel finaal. As jy net vir vandag leef. Maar as jy leef met 'n ewigheidsperspektief, met 'n verwagting en 'n hoop, dan sê hy, ek weet dat hierdie seisoen is nie my bestemming nie. Ek weet dat hierdie pyn wat ek nou beleef is nie my einddoel nie. Ek weet dat hierdie nag, die donker, is nie my toekoms nie. Yes, mense, jy gaan oor van Perepoort, ek staan wag, ek staan in die nag, ek huil in die nag, ek's bekommerd in die nag, ek's besorg in die nag, ek bring die waterpoort, ek vernuwe my met my denke, en ek bly staan. Maar dan sê die skrif, die son kom op in die môre. Hierdie nag is nie permanent nie, die son gaan weer opkom. En ek wil jou los met hierdie wonderlike gedagte, dat jy kan gaan van hierdie poorte na die poorte, bou dit in jou lewe in. Jy weet, ek dink op ons bestuursraadsmeetings, miskien kan ek net daarmee afsluit. Ek wonder of ek nou moet sag praat of hard praat, maar oorkant ons is moslems. Langs ons is moslems. Hulle probeer hierdie hele blok opkoop. Ons het nou iemand wat in ons gemeente kom, hy kom so 3 keer, hy het gesê, hy sal hierdie erf hier langs dan vir ons koop, verniet, vir ons gee, doen iets, brei die koninkryk uit. Maar nou wil hulle nie verkoop nie. Weet jy dat die moslems elke dag bid, veral op Vrydag, dan bid hulle, dan draai hulle na die Mekka toe, ons dink is die ooste, maar waar jy ook al is in die wêreld, draai hulle na Mekka toe, dat hulle gebede eens moet weet, in een rigting moet wees. Weet jy, as ons as Christene begin saam bid, weet jy, ons doen dieselfde, dat ons nie draai na 'n plek toe nie, ons draai na 'n persoon toe. Ons kyk op, en almal kyk op. Dan raak dit iets in ons midde, dit raak 'n krag in ons midde. Dit raak iets wat ons by betrokke kan raak en sê, Here, kom met u mag, kom met die gedigtheid van wie u is en kom doen iets hier onder ons. Maar ek het die Perepoort nodig. Dan sê Psalm 20, ek dink dan sê hy, daar's party mense wat op strydwaans en pere hulle hoop en vertroue sit, maar ons sal ons hoop en ons roem in die naam van die Here sit. Mense, kom ons as gemeente, ek weet, ons is in tyd, ek weet, dis warm, ek weet, dat jou ore is vol sweet, ek weet, dat oor hierso, jy wil nie al die, maar ek pleit by jou, gaan lees Nehemia deur, doen dit as 'n Bybelstudie. Dis waar die Here met ons gemeente nou werk. Daar's 'n Nehemia storie vir Soteria gemeente. Ek weet dit. As ek lees dit tref my. Dit is 'n waarheid, dit is eg. Dit is 100% waar ons nou is. En ek sien uit na waartoe God ons stuur en elke huishouding
as elkeen net doen, wat voor sy huis is om te doen. Ja, mense, ek wil niemand uitwis nie. Gister is daar 'n swem vir Morrison kinderhuis. Een persoon het 'n visie gekry, 300 swemmers. Geld insamel, een ou wat 'n visie kry. En dan sê die volk, ek is in, ek kom swem saam, ek koop in, want God is daarbey betrokke. Wat as jy jou oë oopmaak en sien hoe God in die lokale gemeente betrokke is? Jy bou daai muur, en jy is verantwoordelik vir jou poorte, wat in en uitgaan in jou lewens, en in jou gesin, en in die kerk. Mense, we haven't seen yet. Ons het nog niks gesien wat die Here kan doen en moet doen en sal doen nie. En ek het gebid, Here, asseblief, moenie laat ek doodgaan, voordat ons nie sien, wat kan die lokale gemeente wees, as die lokale gemeente goddelik reg funksioneer. Kom ons bid dit. Bly net so sit en doen ons die gebed saam. Here, ons bid in Jesus naam, Here. Wil jy ons in hierdie oomblik vul? Ek weet, Here. Ek weet, U is water. En nou smag ons nie nou in hierdie hitte na water nie. Mag, Here, U ons by waterpoort bring die jou Bybel. Ek bid dat jy weer sal lus raak. Ek profeteer oor hierdie gemeente, dat jy lus word vir die woord, dat jy honger raak, meer honger vir die woord as vir brood en styk. Dat jy voel, jy mis iets as jy nie gelees het en ontdek het en gesien het vanoggend nie. Ek bid, Here, dat vat ons hier na Perepoort toe, Here, berei ons voor, maak ons bly staan, maak ons kragtig, dat ons nie sal geestelik dehydreer nie. En Here, dankie vir verwagting vir môre. Ons lewe met 'n verwagting, ons lewe met 'n hoop, omdat Christus in ons is, en die Heilige Gees ons insprake maak van wat kan. Seën hierdie dag, hierdie mense, ons kerk, en elkeen wat inkoop, ons bid, Here, U vreugde, U krag oor elkeen wat kan getuig dat dit is so. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.